julle lief gehad het. Skriflesing is Johannes 15 vers 12. Julle reg. Dit is my gebod, dat julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Is dit nie wonderlik om te weet dat dit God se gebod is nie? Wat sê hy? Ons moet mekaar lief hê. Net soos wat God ons lief het, so moet ons mekaar ook lief hê. Liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit is 'n kern van God se karakter. Sy karakter is liefde, sy karakter is omgee. Jy sien, en hy stel sy maatstaf baie hoog. Hoe? Om ander lief te hê? Ons moet ander kan lief hê soos wat God mekaar lief het. God se liefde is onvoorwaardelik. Kom ons lees in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het. Hoekom? Toe ons nog sondaars was. God het ons lief gehad nog voordat ons hom lief gehad het. Hy het jou al geken nog voor jy gebore is. God se liefde is nie gebaseer op prestasie nie, van hoe goed jy is nie, en hoe baie geld jy het nie, of hoe gehoorsaam jy is nie, of hoe goed jy is nie. God het jou lief gehad toe jy nog gebroken was. So wat beteken dit? God het jou lief in jou swakheid. God het jou lief in jou mislukkings. God het jou lief nog voor jy verander het, toe jy nog in die wêreld was. Toe het God jou alreeds lief gehad. Amen. God se liefde is opofferend. God sê nie net, hy is lief vir ons nie. Hy wys dit vir ons. Kom ons kyk wat sê dit in die Bybel in 1 Johannes 14 vers 10. In Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde nie net dat God ons lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gegee het as versoening vir ons sondes. Halleluja. Jy sien, die kruis is 'n duidelike bewys van God se liefde aan ons. Dit was nie maklik nie. En dit was ook nie goedkoop nie. Dit was 'n opofferende liefde volgens God. Soos ons bereid om so te wees, gaan ons ander bo onsself kies. Gee selfs wanneer dit seer maak. Amen. Gaan ons getrou bly wanneer ons deur moeilike tye gaan.
Daar is 'n manier van lief hê volgens ons en dan is daar 'n manier volgens God se liefde. Kom ons lees in Filippense 2 vers 4 tot 5. Filippense 2 vers 4 tot 5. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na ander se, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus was. So wat was die gesindheid gewees? Soos wat ek nou net gesê het, kies ander bo jouself, gee jouself wanneer dit seer maak, bly getrou wanneer dit moeilik gaan. Daai is 'n moeilike enetjie. Want wat doen ons as gewoonlik as dit nie goed gaan nie? Ons gaan nie altyd eers na God toe nie. Ons gaan na ons buurman toe, of ons gaan na ons beste vriend toe, om te gaan hoor, wat se raad het jy? Maar daar is net een God wat vir ons die regte raad kan gee. En Jesus was hierin vir ons 'n voorbeeld gewees. Kom ons kyk in Lukas 19, vers 5 tot 7. Lukas 19, 5 tot vers 7. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sien hom en hy sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en hy het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gememoreer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Dit is nou my eie weergawe wat ek nou vir julle gaan gee, en dit is hoe ek voel oor dit. God was nie hoogmoedig gewees nie. God het nie altyd daar by die ryk mense gaan sit, en daar bo by almal gewees nie. Waar was God gewees? Hy was onder gewees. Hy was by die nederige mense gewees, die arme mense gewees. En ek persoonlik, dis 'n fyn lyn hierdie. Maar ek dink, dit is seker waar God die gemaklikste was, waar God meer kon woorde uitspreek, want dit was sy mense gewees, was nie hoogmoed mense gewees nie. Jy sien, Jesus vat die tyd om by Saggeus stil te staan en tyd aan hom te spandeer. Al praat mense oor hom. Jesus vat tyd om met die Samaritaanse vrou te praat, wanneer hy self moeg is. En terwyl Jesus op die kruis op sy laaste was, vat hy sy laaste bietjie krag en verseker die kwaaddoener langs hom, dat hy sal gered word. So dit maak nie saak hoe groot jou sonde is nie, of dit klein is en of dit groot is nie. God het jou al reeds vergewe. En ek dink vandag verstaan almal nie partykeer daai storie van dat God het jou al reeds vergewe nie. Die dag toe jy saam met hom gesterf het en jy het saam met hom opgestaan, is jou sondes weg gewees. Dis weg. So dit maak nie saak of jy nou sondig, jy weet wanneer jy sondig.
Jy weet wanneer hy stemmetjie vir jou sê wat reg is en wat verkeerd is. Dis jou keuse. Gaan jy reg doen of gaan jy verkeerd doen? Maar dit maak nie saak nie, want God het jou reeds vergewe. God se liefde is persoonlik. Jesus het jou lief net soos jy is. Amen. Kom ons kyk wat ek sê die waarheid is wat die Bybel sê. Kom ons kyk na Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Halleluja. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Halleluja. Sien, God ken jou naam. God ken jou stryd. Die belangrikste, God ken jou hart. Jy is nie net 'n nommer nie. Jy is sy kind wat hy baie lief het. God se liefde stel ons in staat om soos hy te leef. Soos hy liefde het. Omdat sy Gees ons lei, kom ons kyk na 2 Tessaloniese 3 vers 5. Ek sê vir elke keer maar nou ja. Julle reg? Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Wanneer ons God se liefde regtig verstaan, leer ons hoe om ander lief te hê. Daai is 'n moeilike een. Ja, die Heilige Gees rig jou hart tot God se liefde. Nou die volgende storie het ek 'n bietjie Engelse woorde, maar ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, so vergewe my. Dink aan as jou kar skeef trek. Hy gaan 'n bietjie links, hy gaan 'n bietjie regs. Want hoekom doen hy dit? Want sy wheel alignment is uit. En net so gebeur dit met ons hart ook. As hy nie reg ingestel is nie. Want dan dink ons altyd aan al die bekommernisse. Ons dink aan die vrees. Ons dink aan woede. Ons dink aan moedeloosheid of selfsug. Wanneer Paulus bid dat die Here ons harte rig, bedoel hy, God help ons om reg te dink, reg te voel en reg op te tree, selfs wanneer die lewe moeilik raak. Die lydsaamheid van Christus. Wat beteken dit regtig? Jesus het nie opgegee toe mense hom verwerp het nie. Hy het nie teruggeslaan toe hom regverdig behandel is.
Hy het aanhou gehoorsaam wees aan God. 'n Hart wat gerig is tot Christus se lydsaamheid. Hy raak nie vinnig moedeloos nie, reageer nie impulsief nie. Vertrou God se tyd, nie net jou gevoel nie. Ons kan nie ware liefde uit onsself gee nie, maar dit vloei deur ons hart. Hoekom? Omdat ons God se liefde in ons het. Kom ons lees in Kolossense 3 vers 14. Kolossense 3 vers 14. Ek beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Omdat ons beklee is met God se liefde wat volmaak is, kan ons lief hê soos wat hy lief het. Jy sien, as jy voor jou kas staan en jy maak jou deure oop, sien jy al hierdie mooi klere. En jy wonder, wat se een gaan ek aantrek? En jy sit en dink. Jy sien, jy kan nie al daai klere op een slag aantrek nie. Jy kan net een op 'n dag aantrek. Wel, ek weet nie, party mense trek 3-4 keer 'n dag aan. Maar dit is soos die Heilige Gees. Gaan jy daai baadjie aantrek en jy gaan bedroefd wees die hele dag? Jy gaan nie lekker voel nie, as jy van mense kyk in die grond, jy word hulle nie oor kyk nie. Of wanneer jy daai helder baadjie aantrek, en jy sien God se Gees in jou, en hulle sien dat die Here is in jou, en jy skyn helder. Dit is wat God se liefde aan jou doen. Amen. God roep ons om sy liefde uit te leef. Sy woord sê, dit is 'n voorwaarde van sy disippels te wees. Wat doen 'n disipel? Hy gaan uit en hy verkondig die woord van die Here. Kom ons kyk in Johannes 13 vers 35. Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die wêreld sal God se liefde deur ons sien. Sy liefde sal deur ons straal. So wat beteken dit vir ons? Ons moet mense vergewe, ons moet hulle vra vir vergifnis. Ons moet omgee vir mense met gebroke harte. En dit is baie van ons, ek self was ook skuldig daaraan op 'n tyd, om mense te verwerp. En die Here het dank aan my hart gewerk met dit. En hierdie was ook 'n moeilike enetjie gewees. Om mense te seën wat jou vervloek. Daai is 'n moeilike een. Maar ek het besef, lang tyd terug, dat ek met die Here gepraat. En die Here het vir my dit eenvoudig gestel. As jy 'n kind van hom is,
Gaan dit nie moeilik wees om mense te vergewe nie. Gaan dit nie moeilik wees om mense te vergewe wat jou vervloek het nie. Gaan nie moeilik wees om mense te vergewe wat begeertes het soos sê net dit gaan goed in jou lewe en dit gaan nie goed in hulle lewe nie. Dat jy kan nie daarvoor help nie, want hoekom? God is die voorsiener. God seën ons. Hoekom? Omdat ons 'n kind van God is. Amen. Jy sien, God se liefde is onvoorwaardelik. Dit is persoonlik. God se gees is in jou en oor jou. Jesus sê vandag vir ons, soos ek julle liefgehad het, so moet julle mekaar ook lief hê. Is jy reg om Jesus se liefde te aanvaar? Is jy reg om buite te gaan en mense God se liefde te wys? Is ons bereid om soos Jesus te begin te lewe? Is ons bereid om 'n opoffering te doen? Is ons bereid om nederig te wees? Is ons bereid om 'n hart soos God te hê? Ek gaan nie nou afsluit nie. Ons gaan nou die nagmaal bedien. As ons vandag nagmaal gebruik, laat ons nie vergeet hoe God ons liefgehad het nie. En omdat Jesus sy lewe gegee het, kan ons God se liefde uitgee. In die nag wat Jesus verraai is, het hy die brood geneem, dit gebreek en gesê, neem dit, eet dit is my liggaam wat ek vir julle gebreek het. Kom ons doen dit eens uit.
Kom ons staan gemeente. As ons vandag as gemeente saam hierdie broodjie neem, laat ons onsself opnuut verbind met God se liefde. Kom ons eet saam. En God het die beker geneem, hy het die beker geneem en gesê, hierdie is my bloed, wat vir baie uitgestort is, tot vergifnis van ons sondes.